Kom ons sluit ons oë. Here, dit is met 'n sterk wete van ons onwaardigheid dat ons vandag hier voor U is. En dit is ook met 'n groot dankbaarheid, Here, dat ons vandag hier voor U is. Here, dankie dat U ons lief genoeg gehad het, dat U U lewe gegee het. En Here, dankie vir die voorreg dat ons hierdie simbole vandag kan geniet om ons gedagtes op U te fokus. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, ons vra dat U in ons midde teenwoordig is en dat U hierdie dag sal lei tot U wil. Amen. Ons geheelteks is Hebreërs 6 vers 19 en 20, net 2 kort versies. Hebreërs hoofstuk 6 vers 19 en 20. In die nuwe vertaling, 2020 vertaling, sê dit lees dit as volg. Ons het hierdie hoop as 'n veilige en stewige anker van die siel, wat tot aan die binnekant van die voorhangsel ingaan. Dit is waar Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan het en hoëpriester vir ewig geword het, volgens die orde van Melchisedek. Ek wil bietjie oor Melchisedek gepraat, maar ek het 'n lang aanloop voordat ek by hom gaan kom, want dit is redelik mense is mos nou nie altyd so super bekend met daai gedeelte van die Bybel, want wie lees nou elke dag Genesis 13 en 14? Maar in ieder geval, Abraham en sy broerskind Lot het te veel besittings gehad om so naby aan mekaar te bly. Toe sê Abraham maar vir Lot dat hulle paaie moet maar skei, al sal hulle nog steeds broers bly. En hy gee vir Lot die keuse watter kant toe hy wil trek. So Lot het toe so rondom hom gekyk en gesien dat die Jordaanstreek soos die tuin van die Here gelyk het. Ek het altyd gewonder, hoe sou Lot nou weet hoe die tuin van die Here gelyk het? Nou ek wil nou nie baie tyd spandeer aan grafieke en sulke dinge nie, maar dit gaan ons so 'n bietjie help met perspektief, so ek gaan net so enkele goedjies sê. Noag het gesterf 355 jaar na die sondvloed. Toe was Abraham se pa, wat Lot se oupa was, 35 jaar oud. Dis die jaar wat Noag gesterf het. Noag se oudste seun Sem was 98 jaar oud toe die vloed gekom het. 2 jaar later is sy eerste kind gebore en hy het daarna dit nog 500 jaar gelewe. Toe was Isak, Abraham se seun, al 10 jaar oud. Dis die jaar wat Sem gesterf het. So Isak was al 10 jaar oud. So ek is seker, daar was genoeg geleentheid vir Lot om te leer hoe mooi die wêreld voor die vloed was. So in ieder geval, Lot het toe besluit dat hy in die Jordaanstreek wil bly. Daar was 5 stede: Sodom, Gomorra, Adma, Seboim en Bela, wat ook bekend was as Soar. Vir 'n tydjie het Lot eers naby aan die stad gebly in sy tente. En toe het hy vir hom 'n tuiste binne in een van die stede gekry, in Sodom. Die goddeloosheid van die mense van Sodom het hom nie genoeg afgesit nie. Abraham aan die ander kant het na die weste getrek en hy het homself gevestig by die akkerbome van Mamre, 'n Amoriet. En daar het hy ook 'n altaar vir die Here gebou. Dit was nie baie ver van Salem af nie, wat later Jerusalem geword het. Toe breek daar oorlog uit in die Jordaanstreek. En dit is die eerste oorlog wat opgeteken is in die Bybel, Genesis 14. Nou dit beteken nou natuurlik nie dat daar nie ander oorloë voor daai tyd was nie, want daar was waarskynlik. Dis bloot die eerste een waarvan ons lees in God se woord. Nou die oorlog het gekom omdat die 5 konings van die Jordaanstreek in opstand gekom het teen die koning van Elam wat hulle oorheers en onderdruk het.
En toe hulle in opstand kom, het hy in weerwraak vir hom 3 van sy sterk bondgenote gekry en die Jordaanstreek aangeval. Hy het die plek heeltemal oorweldig. Hy het hulle gestroop van hulle besittings. Hy het hulle self gestroop van die kosvoorraad wat hulle opgegaar het en hy het hulle gestroop van hulle mense. En Lot was een van die gevangenes wat weggevoer was. Nou Abraham was natuurlik salig onbewus van die oorlog in die Jordaanstreek, terwyl hy tussen die akkerbome van Mamre gewoon het. Totdat een van die mense wat ontsnap het uit Sodom, reguit na Abraham toe gevlug het en vir hom die skokkende nuus gebring het van die verskriklike ding wat gebeur het met Lot en die mense van Sodom. Nou Abraham moes eers sy weerbare manne bymekaar kry, 318 van sy dienaars, voordat hy hulle agterna kon sit. Hulle was so ver voor dat hy meer as 300 kilometer moes agter hulle aantrek voordat hy die vyandige konings ingehaal het. Daar aangekom het hy gewag vir die nag en toe het hy aangeval en oorwin met sy kleinmag en al. En toe moes hy die terugreis van 300 kilometer terug aanpak met die bevryde Lot en die mense van Sodom en Gomorra en al hulle besittings en kosvoorraad. Toe hulle naby aan die Jordaanstreek kom, het 2 konings uitgegaan om hulle te ontmoet. Die een was die koning van Sodom. En hy wou by Abraham basies net, hy gee net vir my mense terug. Jy kan al die besittings hou. Maar Abraham wou natuurlik mos nou nie die besittings hou nie. Hy het 'n 10de daarvan net vir die koning Melchisedek gegee, maar die res het hy teruggegee. Hy het gesê nee. Hy het 'n eed aan die Here beloof. En hy gaan nie laat die koning van Sodom hom verryk nie. Die ander koning wat uitgekom het na Abraham toe, was Melchisedek. Hy was die koning van Salem en 'n priester van God. Hy het brood en wyn gebring. En toe het hy vir Abraham geseën met die woorde: Geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, skepper van die hemel en die aarde. God, die Allerhoogste, moet geprys word. Hy wat jou teenstanders in jou hand oorgelewer het. Daar's baie min feitelike inligting oor Melchisedek, maar daar's 'n paar interessante tradisies en interpretasies oor Melchisedek. Soos daar byvoorbeeld 'n antieke Joodse tradisie dat Melchisedek, wie se naam beteken koning van geregtigheid, dat Melchisedek dus nie sy naam is nie, maar bloot sy titel, en dat dit behoort het dat een van die grootste manne wat geleef het in Abraham se tyd, naamlik Sem, die seun van Noag. Nou, daar's mense wat sê ja, as mense wat sê kan nie wees nie. Ons weet, teen die tyd wat hierdie insident plaasgevind het, was dit om en weer 30 jaar voor Sem se sterwe. So ek kan verstaan dat mense so 'n tradisie sal inglo. Daar's ook 'n ander tradisie wat deur Philo van Alexandria geopper was. Hy was 'n filosoof, 'n Joodse filosoof, wat so om en by in dieselfde tyd as Jesus Christus geleef het. En hy het gesê, Melchisedek is bloot 'n geestelike figuur, die openbaring van die woord van God wat vlees geword het. Dit was nogal vir my 'n interessante een. Dan staan die Joodse geskiedskrywer Josephus en tipies geskiedskrywer feite het hy gesê nee. Melchisedek was 'n persoon op sy eie, 'n historiese koning, die koning van Salem, wat guns in God se oë gevind het, omdat hy hom gedien het. En dan het ons die skrywer van die boek Hebreërs, en sy wonderlike, interessante, teologiese interpretasie van Melchisedek, 'n koning van vrede en geregtigheid. In die boek van Hebreërs is Melchisedek se priesterskap 'n model, sodat ons Jesus Christus se hoëpriesterskap, sy ewige hoëpriesterskap, beter kan verstaan.
Dit was die skrywer van Hebreërs wat vir ons verduidelik het dat Melchisedek se naam beteken koning van geregtigheid en dat die naam van sy stad Salem beteken het vrede. Jy kan dit lees in Hebreërs 7 vers 2. So Melchisedek het uitgegaan om Abraham te ontmoet en hy het Abraham geseën omdat God hom die oorwinning gegee het. En hy het brood en wyn saamgeneem. En alhoewel dit moontlik is en selfs waarskynlik dat hierdie brood en wyn wat Melchisedek gebring het op daardie dag nie noodwendig 'n geestelike betekenis in sy gedagtes gehad het nie. Maar dit beteken nie dat Melchisedek se brood en wyn nie vir ons sterk simboliese betekenis kan hê nie. Want ek glo Melchisedek se brood en wyn het simboliese betekenis, net soos wat die nagmaalbrood en nagmaal ongegiste wyn wat ons vandag gaan gebruik, simboliese betekenis het. Melchisedek was die koning van geregtigheid en vrede. En die brood en wyn wat hy bedien het vir Abraham en die mense wat teruggekom het, was simbole dat daardie dag geregtigheid geskied het en vrede herstel was in daardie landstreek. Dit was tydelike geregtigheid en vrede. Want ons weet die sonde van die wêreld kan nie so maklik uitgewis word nie. Melchisedek se koningskap van geregtigheid en vrede was 'n blote skaduwee van Jesus Christus, die ware koning van geregtigheid en vrede wat die wêreld oorwin het deur sy liggaam en bloed te gee. As ware is hy lewende brood en lewegewende ongegiste wyn. Vandag is dit ons voorreg om by mekaar te kom, om saam ongesuurde nagmaalbrood te eet en ongegiste nagmaalwyn te drink. Daarom, wanneer ons skei nou om mekaar se voete te was, dink daaraan hoe voetewassing 'n simbool is dat ons deel kan hê aan Christus. As ons hom liefhet, is dit mos ons grootste begeerte om deel te kan hê aan sy lewe. So daarom wil ek sê, was mekaar se voete in liefde, soos kinders van God se huishouding. En dan wanneer ons terugkom en ons die ongesuurde brood van hierdie nagmaaltafel ontvang en eet, onthou dat Jesus sy liggaam gegee het, sodat ons in en deur hom kan leef. So dan wil ek sê, wanneer jy dit eet dit as erkenning dat ons aan hom behoort en sy wil doen en tot sy eer wil leef. En wanneer ons dan die ongegiste wyn vanaf hierdie nagmaaltafel ontvang en drink, onthou dat Christus sy bloed gestort het, sodat ons vergifnis van sonde kan ontvang. En ek wil sê, drink dit dan as 'n belofte dat ons nie vir onsself wil leef nie, maar net vir Christus, die koning van geregtigheid en vrede. Baie dankie Annelie vir die boodskap wat gedeel was.